Goeiedag sê familie, vriende, julle is hartlik gegroet in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus. Wat 'n wonderlike voorreg het ek en u ontvang uit die hand van die Here uit. En ons is so opgewonde om te weet, ons is al amper op die laaste dag van die jaar 2025 en daarom wil ek namens ons ministries, Evangelist Nathan Besaidon Ministries, vir u hulle 'n voorspoedige nuwe jaar toewens. Mag die jaar 2026 net alle vreugde en voorspoed vir u hulle inhou. As ek en u terugkyk, dan sien ons dat 2025 het vinnig gevlieg en die Here het ons deurgedra en die Here het ons bewaar. En daarom wil ek ons land Suid-Afrika oorvat in hierdie crossover om ons 'n goeie woord vir die jaar 2026 te bedien. En weet dat 2025 was die jaar wat die Here met my gepraat het om te preek oor hierdie onderwerp. Jy gaan jou eie rekords breek. En baie van ons het al rekords gebreek in die jaar 2025. Ek self het my eie rekords ook gebreek deur baie dinge wat gebeur het in my lewe en baie dinge wat ek bereik het in die jaar 2025. So dis 'n bewys regtig dat die Here as 'n waarmaker van sy woord en ek en u moet opgewonde is vir wat die jaar 2026 gaan inhou. Ek en u weet dalk nie wat die toekoms inhou nie, maar ons dien 'n God wat die toekoms in sy hande het. En daarom wil ek jou voor 'n voorspoedige 2026 toewens. Ons gaan lees op ons oujaarsboodskap vir die jaar 2025, gaan ons lees in Jesaja 43 vanaf vers 19. Jesaja 43 vanaf vers 19 sê, kyk, ek gaan iets nuut maak, nou sal dit uitsprei. Sal julle dit nie merk nie? Ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. Ek gaan dit herhaal, Jesaja 43 vers 19. Kyk, ek kan iets nuuts maak, nou sal dit uitsprei. Sal julle dit nie merk nie? Ja, ek maak 'n pad in die woestyn. Kyk, ek kan iets nuuts maak. Ek wil praat vandag met u julle rondom hierdie onderwerp. As die Bybel sê in Jesaja 43 vers 19, kyk, ek kan iets nuuts maak, nou sal dit uitsprei. En ek wil met u vandag praat oor hierdie onderwerp dat 2026 gaan die jaar wees van moontlikhede. So met ander woorde, ek wil praat oor die onderwerp dat 2026 is the year of possibility. As die jaar van moontlikhede. Hier lees ons in die boeke van Jesaja 43 vers 19, dat die Bybel sê, kyk, ek gaan iets nuuts maak. Die Here het bewys in die jaar 2025 dat hy altyd deur nie teen sy woord gaan nie, dat sy woord nooit ledig sal terugkeer in ek en u se lewe nie. En daarom wil ek ons motiveer dat 2026 is a year of possibility. En ek en u gaan baie dinge bereik in die jaar 2026. Jesaja skryf en hy sê, kyk, ek gaan iets nuuts maak, nou sal dit uitsprei. Ek wil iemand bemoedig deur iemand te sê, onthou dat gister is verby. Gister is iets van die verlede. En ek en u konsentreer op die teenwoordige tyd, op nou, wat God nou gaan doen in ek en u se lewe. Ek en u kan nie die memories van die verlede jaar samme ons oorvat in 'n nuwe jaar nie, van die Here gaan iets nuuts doen vir ek en u. En hy staan op die punt om dit te doen vir ek en u. Daarom sê die Bybel dat elke belofte in die woord van God is ja en dit is amen. En God maak 'n belofte aan ek en u deur te sê, kyk, ek gaan iets nuuts doen. Daar sekere deure wat die Here toegemaak het vir ek en u.
En daardie deure kan ek en u nie meer oopmaak nie. As sekere dinge, sekere ervarings, bad memories, wat ek en u ervaar het in die jaar 2025, maar ek en u moet besef dat 2026 is die jaar waar daar moontlike dinge gaan plaasvind in ek en u se lewe. Ek wil hê jy moet 'n verwagting hê en weet dit. Dis dieselfde Here wat jou deur die jaar gevat het, is in staat om jou deur te vat. Daarom sê die Bybel ook dat die Here gee die opdrag aan Joshua en hy sê in Joshua 1 dat Joshua, my servant Moses is dead. Moses is nie meer daar nie, maar Joshua staan nou op sodat ek jou die beloofde land kan wys om die volk in die land in te vat. En vandag kan ek en u sterk bemoedig deur vir ek en u te sê, deur die hele jaar het die Here ons veilig deurgedra en vandag is die Here besig om iets nuuts te doen in ek en u se lewe. Ek en u moet besef dat gister is verby, soos ek gesê het. Die is 'n nuwe dag en die is 'n nuwe jaar. En die Here gaan nuwe dinge in jou lewe laat gebeur. Al wat jy moet doen is, die jaar gaan dalk vir jou nog nie, die jaar is vir jou duister, is donker, ons weet nie wat die jaar gaan inhou nie, maar ons het die vertroue en ons weet dat die Here sal ons nooit in die steek laat nie, van die Here hou ons toekoms in sy hande en hy is besig om iets nuuts te doen. Dis hoekom die Here vir ek en u 'n geleentheid gee om oor te gaan in die nuwe jaar, sodat ek en u dinge kan ervaar in ons lewe en ons kan verskil gaan maak in baie mense se lewens. En daarom sê die Bybel vandag, kyk, ek staan op die punt om iets nuuts te doen in iemand se lewe en die Here gaan iets nuuts in jou lewe doen. U moet weet wanneer die 1 Januarie 2026 aangebreek het teen middernag, moet u besef dat u is 'n wonderwerk. Die Here het iets nuuts in jou lewe gedoen, want die Here het jou gehou, het jou bewaar, het jou beskerm en sy hand van beskerming was oor jou lewe en hy het jou deurgedra. En ek wil vandag met iemand praat, al het jy nog nie bereik in 2025 wat jy moes bereik het nie, maar jy kan nie nou opgee op die lewe nie, want die Here is besig om iets nuuts in jou lewe te doen. En ek wil vandag vir jou sterk bemoedig deur jou te sê, vat die Here op sy woord, van die Here se woord sal nooit ledig terugkeer nie. Al wat jy vir jou sê, ek gaan die jaar instap met die gedagtes, met die belofte wat die Here gemaak het, deur te sê, kyk, ek staan op die punt om iets nuuts te doen. Besef u julle wat gebeur wanneer jy uit een jaar uitgaan in 'n ander jaar. Ons weet wat dit is wanneer ons uit een dag uitgaan en ons kry 'n nuwe dag en 'n nuwe dag word aangekondig. Maar hier is 'n nuwe jaar wat aangekondig word en die Here doen iets nuuts en die Here hou jou, hy dra jou deur, hy bewaar jou, hy beskerm jou en hy bring jou in die jaar 2026 sodat ek en u 'n verskil kan maak in die jaar 2026. Kom ons vat die Here op sy woord wat hy vir Jesaja skryf. Kyk, ek staan op die punt om iets nuuts te doen en die Here is vandag hier en die Here het ons deurgedra en ek en u kan vandag die woord van die Here vat op. Kom ons vat God op sy woord en weet 2026 gaan vir my beter is as wat 2025 was, van ek skop reg weg. Ek vat my geloof en ek sit my geloof in die Here en ek gaan die Here altyd deur herinner aan sy belofte, aan sy woord wat hy gegee het op oujaars, deur vir ons te sê, kyk, ek staan op die punt om iets nuuts te doen. Ek gaan die jaar, as die Here my deurdra, gaan ek ingaan met die gedagte, met die wete dat die Here iets nuuts gaan doen en ek gaan altyd deur in verwagting is vir wat die Here gaan doen. Ek gaan nie net elke dag sien as sommer net 'n dag wat die Here by my lewe gesit het nie, maar 2026 gaan ons siele na die Here toe bring. Mense gaan tot inkeer kom en mense gaan die Here dien soos nog nooit
van tevore nie, van die Here gaan iets niets doen in jou lewe. Miskien het jou man uit jou lewe uitgestap, jou vrou uit jou lewe uitgestap, jou kinders is vasgevang en hulle is in rehab. Vat die woord van die Here, dat die Here staan op die punt om iets niets te doen in ek en u se lewe. En ek wil jou sterk bemoedig deur jou te sê, gaan die nuwe jaar in met die wete dat die Here gaan iets niets in jou lewe doen. En as ek en u nog twyfel of die Here bestaan, of God 'n werklikheid is en of die Here nog altyd daar is vir ons, sal hy 'n woord spreek en nie doen nie. Die Here is nie 'n mensekind dat hy sal lieg nie. Die Bybel sê elke belofte in die woord van die Here is ja en amen. Net daar waar jy is, kan jy jou hande, jy kan jouself, jy kan met trots sê en jy kan terugkyk in jou lewe en sê, deur die hele jaar het die Here my deurgedra, maar die Here gee my die boodskap om in te gaan 2026, dat hy besig is om iets niets in my familie te doen, in my gesin se lewe te doen, by my werk te doen, in hospitale te doen, in tronke te doen, in ons gemeenskap te doen, in ons dorp te doen. God staan op die punt om iets niets te doen in ek en u se lewe. Mag 2026 'n jaar wees van moontlikhede vir ek en u, wat ek en u nog nie bereik het in die vorige jare nie. Mag 2026 die jaar gaan wees vir jou waar ek en u met spoed gaan beweeg, en wat vir baie mense jare gevat het, gaan 2026 vir jou bring met spoed. Jy gaan baie meer dinge bereik in 'n korter tyd as wat mense bereik het in 'n langer tyd, want die Here gaan iets niets doen op jou lewe. Waar deure vir jou lyk of dit toe is, gaan die Here deure oopmaak. Ek maak los vandag oor elke kyker, elke Suid-Afrikaanse luisteraar, dat 2026 gaan die jaar wees wat die Here elke deur oop gaan maak vir jou, en jy sal instap in jou nuwe deur, in jou nuwe seisoen, in jou nuwe jaar. En mag 2026 mense sal vat van krag tot krag, van sterkte tot sterkte, van oorwinning tot oorwinning. Wat 'n belofte wat die Here vir ek en u gee. Ek wil ons net met hierdie gedagte los, dat die Bybel sê, kyk, ek staan op die punt om iets niets te doen, en dit wat die Here doen, is vandag vir Suid-Afrika om 'n jaar vir ons weer te gee, sodat ons voorspoedig kan wees. Daar's 'n sanger wat sing en hy sê, en nou sal ek in alles voorspoedig wees. En ek spreek vandag oor jou lewe, jy sal voorspoedig wees. 2026 sal jy voorspoedig wees. Die Here seën jou, die Here versterk jou, en ons gaan 2026 in met die wete dat die Here iets nuut gaan doen in ek en u se lewe. Kyk, ek staan op die punt om iets niets te doen. 'n Nuwe ding is op pad, en die Here gaan seker maak dat jy deur gaan, en God is in beheer aan jou lewe. Die Here seën jou, die Here versterk jou, voorspoedige 2026. Vader, ons dankie vandag vir die voorreg en die geleentheid. Dankie Here vir die jaar 2025 wat u ons deurgedra het. U het ons bewaar en u het ons beskerm. En u het gewys, Here, dat ons eie rekords gebreek het. Nie om onsself te verryk nie, Here, maar om u te verheerlik deur die rekords wat ons gebreek het. In die jaar 2025 en 2026 is die jaar van moontlikhede, Here, wat dinge vir ons gaan gebeur, soos nog nooit van tevore nie, Here. Ek bid vandag dat iemand hierdie boodskap saam sal vat en as 'n starting point sal gebruik vir die jaar 2026, dat u staan op die punt om iets niets te doen
in elkeen van ons se lewe. En my gebed is, Here, dat U vooruit sal gaan in die nuwe jaar en ons sal agterna kom, Here. En ons weet, Here, dat U woord sal nooit ledig terugkeer nie. Ek bid ook vir iemand vandag, Here, wat op die punt staan om op te gee terwyl ons besig is om 'n nuwe jaar in te gaan. Bid ek nou, Here, dat die woorde in so 'n persoon se gedagtes sal kom wat hy die woord sal hoor wat sê, kyk, ek staan op die punt om iets niets te doen. En as U dit vir my gedoen het en U dit gedoen vir Suid-Afrika en U dit 2000 jaar aan die kruis bewys, is U in staat om dit weer te doen in die jaar 2026. Ons seën stuur vandag die seën van die Here oor ons land, om ons voorspoedig te maak, om die pad vir ons gelyk te maak, en ons kom agterna gewillig. Ons weet nie wat die nuwe jaar gaan inhou nie, maar ons weet U lewe en U sit aan God se regterhand en U dien as ons hoëpriester, en is dieselfde God wat met ons was in die ou jaar, as dieselfde God wat met ons gaan wees in die nuwe jaar. Seën ons vandag in Jesus naam. Amen.